Hallo maats en welkom terug by nog 'n episode van Wat wil Jesus ons leer? Vandag kyk ons na hoe God ons beskerm. Ons teksvers vir vandag is Psalm 91 vers 4. Hy sal jou dek met sy vlerke en onder sy vleuels sal jy skuil. Maats, vandag gaan ons praat oor iets baie spesiaal. Veiligheid. Wanneer jy bang is of onseker voel, waar gaan jy om te skuil? Miskien by mamma of pappa of dalk onder jou kombers of miskien druk jy jou teddybeer styf vas. Maar raai wat? Die Bybel vertel vir ons van 'n beskermer wat altyd by ons is, selfs wanneer ons niemand kan sien nie. En sy naam is God. Psalm 91 is een van die bekendste psalms, maar dit lees amper soos 'n geheime veiligheidsplan. Dit vertel van mense wat gevaar beleef, moeilikheid sien, storms deurmaak, maar nog steeds veilig is, omdat hulle onder God se vleuels skuil. Maats, baie geleerdes glo Psalm 91 was dalk gesing deur iemand wat baie gevaar geken het, dalk 'n soldaat of 'n priester wat die mense moes beskerm. Die psalm klink soos iemand wat sê, ek het gevaar gesien, maar ek het ook gesien hoe God my dra. Kom ons kyk wat beteken hierdie pragtige beeld. Vers 4 sê, hy sal jou dek met sy vlerke. Dink aan 'n groot arend. Haar kuikens kan nie vlieg nie. Hulle kan nie hulle self beskerm nie. Maar die arend, sy maak haar vlerke breed oop en dan kruip die kleintjies onderin die warmte, sagtheid en veiligheid. Wanneer God sê hy dek ons met sy vlerke, beteken dit, kom nader, kom skuil by my. Ek sal jou beskerm. Vers 4 sê ook, sy trou is 'n skild en pantser. 'n Skild, dit is iets wat soldate gebruik het om aanvalle te keer. En 'n pantser, dit is iets wat jou hele lyf beskerm. Hiermee sê God, ek is jou veiligheid. Ek hou jou vas en ek hou jou staande. Vers 5 sê vir ons, jy hoef nie bang te wees vir die nag nie. Die aand was vir mense in die antieke wêreld baie gevaarlik. Daar was wilde diere, donker, diewe en storms. Psalm 91 sê egter, jy hoef nie bang te wees vir enige iets nie. God is by jou in die dag en in die nag. En dan sê vers 7, al val 1000 langs jou, dit sal jou nie raak nie. Maats, dit beteken nie dat daar nooit slegte goed gaan gebeur nie. Maar dit beteken dat God se beskerming groter is as enige gevaar. Hy sien jou raak. Hy ken jou naam. Wat kan ons hieruit leer? Ons kan leer dat God se beskerming persoonlik is. Hy beskerm jou, nie net die wêreld nie. Hy sien jou hart, jou vrese en jou behoeftes. Ons leer ook dat ons God kan kies as 'n skuilplek. Psalm 91 sê, hy wat skuil by die Allerhoogste. Dis 'n keuse. Jy kan besluit. Ek gaan na God toe wanneer ek bang is. Derdens is God se beskerming nie 'n teken dat daar nie probleme gaan wees nie, maar dat hy saam met ons daardeur sal gaan. Hy hou jou vas in storms. Hy dra jou in moeilikheid. Hy laat jou nie alleen nie. En laastens kan ons leer dat selfs wanneer ons hom nie sien nie, werk hy en is hy daar. Die voeltjies sien nie altyd die arend se groot vlerke nie, maar hulle voel die warmte. Daarom voel ons God se liefde selfs wanneer ons hom nie kan sien. Daar sy maats, ek wil hê julle moet onthou, wanneer jy bang is,
onseker voel of oorweldig is of dalk iets moeiliks by die skool, by die huis of in jou hart ervaar, onthou, God se vlerke is groot genoeg vir jou. Hy sê, kom skuil by my. En as ons by hom skuil, is ons altyd veilig. Tot volgende keer. Totsiens!